Baie welkom by Melk in jou teetyd en verlede week het ons met Dr. Frans Norke gesels van Keerpunt bediening en ons het soveel baie inligting en wysheid gekry, maar ek weet dat daar tog die vraag is, dat as ek dan 'n kind van God is en Jesus Christus se bloed het al my sondes weggewas, hoe kan hierdie goed dan nou nog 'n effek op my lewe hê? En ek weet jy vra dit, want ek het dit ook vir hom gevra en hy gaan dit bietjie later antwoord. Maar voor hy daar kom, ons het verlede week, baie welkom terug. Ja, Baie dankie. Ons het verlede keer gestop by die familiêre geeste. Is nou nie jou skoonma nie. Is nou nie die familie nie. Hallo skoonma. Dit is nie dit nie en dit is ook nie en dan het ons gepraat oor monetêre energie en toe praat jy van implanting of verplanting of geplant of implant. Geestelike implantings. Dit klink vir my baie interessant want ja, al implanting wat ek van weet, is daar nog goeie, soos as jy probeer op 'n rook, dan plant jy iets in. Okay, nee, is 'n grapjie op 'n stokkie. Maar wat is hierdie, verduidelik vir my, wat is die verskil tussen die monetêr en die familiêre gees? Want ek verstaan die monetêre gees, kyk, hy hou jou dop. Hy hou jou nou dop, maar wat is 'n familiêre gees? Goed, 'n familiêre gees is dit wat die persoon wat hom toegang gee, naboots. So 'n familiêre gees sal byvoorbeeld, as die persoon dood, as oupa dood is, sal sy familiêre gees verskyn in 'n huis byvoorbeeld, as daar okkultiese faset is by die oupa. Dit Sal is sy, nie oupa self nie, dit is nie oupa se gees nie. Dit is nie oupa nie. So is nie sy gees wat nou Nee, rond, dit is hy nie, het nooit, hy is nog Bybel nie. sê die mens gees is of in die hemel of in die hel. So daai ding wat Die mens siel is in die gees in die hemel van die hel en die gees gaan terug na God. So daai ding wat hulle sê, sy saak is nie afgehandel nie, hy hang nog hier rond. Nee. Dis 'n pot. Nee, dit is die familiêre. dis die familiêre, dis hoekom hulle familiêre gees genoem word. Okay. Hy naboots die persoon in wie hy was. En hy sal byvoorbeeld, en ons kry baie keer voorbeelde waar hulle selfs oupa se rook sal ruik in die huis byvoorbeeld. En oupa is al 3 jaar terug oorlede. Dan ruik hulle sy rook en hulle hoor sy voetstappe en hy skuif borde rond in die kombuis en daai tipe van goed. En daar is sekere mense as hulle derde oog oop is, nou dis nou weer 'n ander ene. Dit is baie bekend in die okkultiese wêreld. Ek weet dit is vir julle baie vreemd die goed wat ons bespreek vandag, maar hierdie goed is goed wat ek nou oor 25 jaar bymekaar gemaak het om vir julle die inligting te gee. So moet dit nie van die tafel afvee nie. Luister net so klein bietjie verder. So die derde oog oop is, sien hulle natuurlik hulle sien die familiêre gees, hulle sien ander demoniese geeste, hulle sien ook goed soos kom ons sê vlermuise in die huis en dan is dit en spinnekoppe en daai tipe van goed. Wat die ou mense baie keer genoem het voorbodes. En baie van hierdie goed dan is wat ook deur die familiêre gees gedoen word om byvoorbeeld vir iemand te sê die oupa gaan doodgaan of iets in die gaar, daai voorbode tipe ding. Ek dink nou aan soos wat die ou mense gepraat het van met die helm gebore. Ja. Ja, dit is met die helm gebore word deur 'n familiêre gees oorgedra van een na 'n ander ene toe, ja. Ek het ook al gehoor as jy droom van 'n troue, dan gaan iemand doodgaan en andersom. Ja. Is dit Dit is nie altyd waar nie, nee. Nee, inteendeel is bitter min waar. Ek het baie gedroom van troues en niemand het dood gegaan nie. Okay. So nee, dit is nie noodwendig waar nie. Ek dink waar dit wel waar kan wees miskien is waar die persoon wel die familiêre gees het en voorbodes kan sien en die okkultiese wêreld amper kan beleef. Ja. Ons beleef dit ook as kinders van die Here. As ek in 'n plek instap en daar's 'n golery wat aan die gang is, dan ek sien dit nie, maar ek voel dit definitief. Iets is hier Ek sien ook wanneer ons bevryding doen, het ek 'n baie keer 'n visioen tipe effek wat ek ervaar, maar ek sien hom nooit fisies nie. Maar ek weet die goed is daar. Maar hierdie persone sien hulle fisies amper half met hulle oë, omdat daai derde oog tipe effek weet oop is. Jy sal sien die Hindoes het ook hierdie kolletjie voor hulle koppe mos. So dit is om hulle derde oog oop te maak eintlik. Dit is die rede wat hulle dit doen. En dit is die hele in vandag se samelewing is spiritualisme. Mense is nie meer godsdienstig noodwendig nie. Baie mense sê hulle is geestelik. Ja. So dan doen hulle enige iets van reiki af tot yoga tot die hele New Age beweging is 'n groot ding en die hele doel van daai is mos uiteindelik om jou derde oog aan oop te kry en ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir enlightenment is om verligting. Ja.
Verligting, ja. Die oomblik wanneer jy die verligting kry, dan kan jy die geestemensie sien. Dan hulle verwys ook deesdae nie meer na geestelike musiek nie, hulle sê inspirerende musiek om om die Here uit die storie uit te haal. Ja. Dis skrikwekkend. Okay, dan het jy gepraat van 'n implanting. Ja, soos die okkultiese groepe gebruik fisiese implantingkies in hulle groepe om fisiese nou ek kan seker sy naam noem want hy is baie bekend in baie kringe. Dr. Kobus Jonker wat in die okkultiese wêreld was. Hy was 'n polisie ek dink ek kan nie onthou wat was sy titel gewees nie, maar was redelike hoë titel gewees in die SAPS waar hy okkultiese moorde ondersoek het. So waar hy het vir ons 'n aanbiedings ook al kom gee en hy het hierdie goed waargeneem en dit gedokumenteer. Dis in sy boek ook. Hy het 'n boek ook wat hy geskryf het saam met Lien Els. En wat hy hulle gekry het eendag was hierdie persoon wat uit die satanisme wou uitkom, wat 'n redelike hoë rang gehad in die satanisme, en hierdie persoon sê vir hom, hulle het implantings in my gedoen, fisiese implantings, sulke klein staal pennetjies, net soos naaltjies wat hulle gedruk het oral, want dit is die goed wat hulle mee trace, wat is trace? Opspoor, ja, opspoor, daar sê. So dis goed waarmee hulle opspoor soos 'n GPS, GPS tipe opspoormeganisme. En Kobus vat hom toe na een van die dokters toe wat hy geken het om ekstraal, 'n lewendige ekstraal te doen. Terwyl die persoon daar staan, vat hy ekstraal en dan kyk na die ekstraal foto's en die persoon sê, die dokter sê hy gaan net sommer vinnig snytjies maak en hy stukkies uithaal. So die ou nie meer opgespoor kan word. Dan maak hy 'n snytjie, dan kry hy net niks waar hy die snytjies maak. Waar hy presies die plek op die ekstraal foto sien. Sny en dan kry hy niks daar nie. En dan neem hy weer 'n ekstra foto, dan het dit beweeg, dan is dit op ander plekke. So, dit beteken ook dat hierdie is nogal redelike, ek meen, Kobus Jonker het dit fisies met sy eie oë gesien, baie keer hoe die goed gebeur, en hoe die okkultiese wêreld te werk gaan met dit. So nou weet ons ook, as daar 'n fisiese implanting was, kom ons sê op die oupa grootjie wat in die groepe was, is daar 'n geestelike, of kan daar 'n geestelike implanting wees in sy agter kleinkind, byvoorbeeld. Nou is die geestelike implanting daar, want dit gaan nie oor die staal pennetjie, dit gaan oor die feit dat die persoon toegelaat het dat die persoon dit doen. En daai toelating beteken dan natuurlik ook dat dit op die kinders kan oordra. Op die kleinkinders, ja, die wettige reg. En nou kom daar 'n geestelike implanting wat hulle hierdie persoon ook opspoor om hom te beïnvloed, om die vloek op hom te plaas, om hom eintlik weg te hou van, kom ons sê net maar 'n goeie verhouding af, om weg te hou van die Here af, om weg te hou van besigheid af en goeie finansiële voorsiening en daardie van ding. En nou is hierdie persoon sy hele lewe vernietig en hy weet nie hoekom nie. Maar dit is vir my so ironies, want die rede hoekom die persoon dit eerste plek gedoen het, was om tog suksesvol te wees, om ryk te word, maar die effek wat dit het, is totaal en al negatief. Die ripple effek wat dit het. Ja. En dit is eintlik ironies. Want die slegte ding is, hulle verkoop hulle siele aan die duiwel, stukkie vir stukkie, om guns te kry, om ryk te word, om vrugbaar te wees. Maar hulle besef nie die impak nie. Ja, en soos ons nou in die vorige program genoem het, dat dan manifesteer hierdie goed op daai 5 verskillende maniere wat ons in die eerste program aangeraak het, finansiëel, in siektes, in verhoudings, in ongelukke, jy weet, daai tipe van goeders. So nou identifiseer jy hierdie goed in jou lewe. Jy self was betrokke daarbey, of jy besef dat dit in jou voorvaders was, jy het 'n familiêre gees, daar's monetêre geeste wat jou dophou, daar's miskien implantings wat 'n invloed het op die kinders of kleinkinders. Wat doen 'n mens? Die belangrike ding is om te besef dat ons moet optree en daar moet bevryding gedoen word, die vloeke moet gebreek word. Daar's 3 verskillende kategorieë wat ons natuurlik hanteer ook. So ons kyk na die vloeke wat die Bybel van praat en ons kyk na die demoniese invloede, want daar is definitief demoniese invloede. Okay, maar voor ons dit doen, hier's mense wat gaan vir jou sê, hierdie is nie waar. Ek weet, ja. Dis nonsens wat jy praat, daar bestaan nie, ek is nou maar net gemaak om
'n loser te wees. Sorry vir die Afrikaanse Ja. woord, Engelse woord, maar dis die beste om dit nou te beskryf. En ek het nou die Here, ek dien nou die Here, ek is 'n bloedgewaste, ek is gedoop, ek is gevul met die Heilige Gees, ek gee my 10de, ek doen alles wat ek moet doen. Hierdie goed is onwaar. Jy sê dit is nie so nie. Wel, kom ek sê vir jou, ek wens eintlik uit my hart uit, dit was nie so nie. Dit sou ons werk baie makliker gemaak het. Maar 'n wens daarvoor kan nie dit wegvat nie. As jy nie in swaartekrag glo nie en jy klim teen die nok van hierdie dak op, is 'n hoë huis hierdie. En jy skree op die top van jou stem, ek glo nie in swaartekrag en jy spring af, wat gaan gebeur? Ja. Weet of jy nou in swaartekrag glo of nie, dit gaan ongelukkig werk. En jy gaan iets beseer. So met ander woorde, as ons kyk net wat die Bybel vir ons sê in Deuteronomium 28, dan sê hy daar so dat daai okkultiese invloede is goed wat by die nageslagte bly tot in ewigheid. Nou wat afgode diens betref, is dit anderste, want dit gaan tot in die 3de en die 4de geslag is dit weg, as jy kind van die Here word. In die 4de geslag is dit weg, volgens, ek dink is Jesegiel of Jeremia wat daarvan praat, maar in Deuteronomium praat hy van hierdie spesifieke praktyk in die okkultiese wêreld. Praktyke in die okkultiese wêreld is die grootste ongehoorsaamheid wat jy teenoor God kan hê. En dit is juist daai goed wat dan maak, ekskuus tog, wat veroorsaak dat daar bindinge en vloeke en demoniese goed in mense lewe kan inkom. En dit beteken dat as ons kyk na hoe om dit te hanteer, en moet ons nou vinnig ook gaan kyk na 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15. En dis 'n baie belangrike gedeelte waar jy nou praat van ons moet nou kyk na hoekom dit kan wees in 'n Christelike lewe ook kan wees, want baie mense sê weet die Heilige Gees en die demoniese gees kan nie dieselfde liggaam bly nie, maar hoe kan 'n mens dan nou vloek as 'n taxi voor jou inry as die Heilige Gees in jou is? Selfs gedoop is met die Heilige Gees. Hoe kan 'n mens nog depressie het? Hoe kan 'n mens nog siekte toestande kry? Weet as die Heilige Gees nie is, moet die siekte toestande ook mos nou weg wees. So ek het 'n prentjie hierso wat ek gou wil wys sommer. Dan gaan ons net so blaai. So as ons kyk na hierdie prentjie en julle het nou die agterkant van die prentjie ook. As julle hierdie prentjie kan sien, dan sal jy sien ons het 3 dele. Die eerste deel is jou mensgees, die boonste sirkeltjie is jou mensgees. Die tweede sirkeltjie is jou mens siel en die derde sirkeltjie is jou mens liggaam. So dit is jou liggaam met jou sintuie en dis meer. Daar's 2 oorvleeldele. Die boonste oorvleeldeel is jou hart en dis hoekom ons Spreuke 4 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En dan die onderste deel is jou vleesdeel. Daai deel, oorvleeldeel, wat jou liggaam en jou siel oorvleel, en ons weet, dit is 'n oorvleeling, want as jy 'n sielstoestand het, soos bekommernis, kan jy maagswere kry. As jy bitterheid het, kan jy kankers kry, byvoorbeeld. En dis net 2 van 'n hele klomp wat geïdentifiseer is nou reeds. So met ander woorde, hierdie is ongetwyfeld waar. Nou, as jy dan tot wedergeboorte kom, dan sal jy sien daar's 'n rooi lyn. Dit is die bloed van Jesus Christus wat dan 'n streep trek tussen jou vleesmens wat op die aarde bly en jou geesmens wat bo is. Nou, as ons kyk na 1 Korintiërs 2 vers 14, dan praat Paulus van die natuurlike mens wat die dinge van die gees van God nie aanneem nie. En hy stry teen dit. Galasiërs 5 sê die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Met ander woorde, ons weet, wedergebore kinders van God het nog steeds daai deel. Ons doen nog steeds sonde in daai deel. Dit is nog steeds die deel wat vir die duiwel reg te gee om daar invloed te hê en jou fisiese liggaam kan aantas, wat jou finansies kan aantas, wat jou verhoudings kan aantas en jou vrugbaarheid kan aantas en dis meer. So as ons kyk na die boonste gedeeltetjie waar die oorvleeling is, daar is jou gesonde mensdeel. Dis waar jou vreugde is, jou blydskap, jou aanbidding. Dis waar jy vergewe, waar jy salwing ervaar, waar jy bediening het, waar jy gedoop word met die Heilige Gees ook. Dis die boonste deel. En dit word bevestig ook in 2 Korintiërs 5 vers 17 waar hy sê alles het verander, alles het nuut geword. Hy sê die wat in Christus is het alles nuut geword. Wat het alles nuut geword? Daai boonste deel. Oombliklik. Jou gees is gewederbaar by oomblik.
as jy Jesus Christus in jou lewe toelaat. En dan kom die Heilige Gees en hy woon in daai deel waar die boonste oorvleeldeel is. Met ander woorde, jy het 'n gewaarwording van hom en jy het 'n keuse wat jy kan maak vir die morele en regte dinge wat. Dit is waar die 10 gebooie eintlik ook op die tafel van die hart geskryf is, want dit is jou hart daai. So met ander woorde, dis die onsterflike deel wat hemel toe gaan en Jesus trek 'n bloedstreep tussen die boonste deel en die onderste deel. En as ons nou kyk verder na 2 Korintiërs 5 vers 17, dan sê hy dit is nie ons hele liggaam en die menswees word nie heeltemal verander nie. Hy sê dit is van God wat ons anders te sien dan nou. As jy nou net vers 18 lees. Hy sê dit is God wat homself versoen het deur die bloed van Jesus Christus. So God, die Vader, sien net tot op hierdie bloedstreep. Hy sien nie eers die onderste deel. Vader sien nie eers die onderste deel raak nie. En dit is ook om ek kan vir jou jok hier en ek kan uitstap en as 'n bus my trap hier buite wat ek weet nie gaan gebeur nie, dan sal ek nog hemel toe gaan want daai jokgedeelte is hier onder. Maar die ou mense het altyd gesê, hy sien vir jou. Pas op wat jy sê, die Here sien vir jou. Hulle het ons so groot gemaak. Ja, jy sien die groot. Dit is eintlik onwaar. En dit is nou juist die probleem. Valse vrees. Ja, want die probleem is die goed wat ons dan nou hierso Sondag byt ons aan die hakskeen hier op aarde. So met ander woorde, die goed wat ons nou, die vloeke en die invloede en die sondes en goed, is dit wat ons lewens nadelig beïnvloed vir ons aardse lewe. En ons wil ook op ons aardse lewe, wil ons sukses behaal. Ons wil vir die Here koninkryk wen. Ons wil siele wen vir die koninkryk. Maar dit word alles gebreek as jy hierso dan sonde doen en dit nie sorteer nie, of daar's vloeke, of daar's self demoniese goed in jou lewe, want hierso onder, daai deel is waar die demone is. Dit is waar die vloeke vashaak ook. En dit beteken, dit is al die goed want dit gaan jy nie beïnvloed as jy hemel toe gaan nie. Die onderste deel bly op die aarde, die boonste deel gaan hemel toe natuurlik. Eintlik het ons, as jy nie daai goed uitsort nie, en jy het jou hart vir die Here gegee, jy het net brandskade. Jy gaan nie help doen nie. Dis reg. Maar die Here praat mos van, hy gaan tog vir jou verantwoordelik hou vir jou dade en die woorde wat jy gesê het. Jou dade gaan vir jou guns gee in die hemel. En jy gaan krone kry volgens jou dade op aarde. Met ander woorde, jou dade moet ook nie wees om die Here om te koop nie. Jou dade moet wees omdat jy lief is vir Jesus. Dit ek wil graag hierdie goed doen want ek is lief vir Jesus. En dit is eintlik die verskil dan daarvan. En dit beteken dat as jy dan nou, kom ons sê nou maar Jesus aangeneem, want onthou 1 Johannes 5 vers 13 sê vir ons baie duidelik, hy wat net glo in die naam van die Seun van God, het die ewige lewe. Dis die enigste voorwaarde om die ewige lewe te hê. Die ou wat aan die regterkant of aan die een kant van Jesus was, aan die kruis, is saam met hom paradys toe. En hy het niks verder gedoen, hy is nie eens gedoop of niks nie. Maar nou wil ek vir jou vra, mense sê eens gered, altyd gered. Is dit dan so? As jy jou rug draai op Jesus, dan is jy nie gered nie. As jy jou rug draai op Jesus en die duiwel gaan dien in die wêreld, al dien jy hom nie eerstehands nie, maar jy draai jou rug op Jesus, dan is jy verlore. Die Bybel sê so. Dan verloor jy hierdie bloedlyn. Jy verloor hierdie bloedlyn, want onthou jy verloon eintlik Jesus. Soos Petrus. Petrus was nie eens by die kruisiging gewees nie. Toe Jesus uit die dode opstaan, hy was nie eens deel van die disippels mee gewees nie. Toe Jesus uit die dode opstaan, toe sê hy vir Maria, gaan sê vir die disippels en vir Petrus ek het opgestaan. So hy onderskei Petrus van die disippels, want Petrus het Jesus verloon. Hy was nie meer 'n Christen gewees nie. So Jesus moes hom in Johannes was 21, moes Jesus hom eers weer herstel het. Jesus vra vir hom 3 keer, het jy my lief? Want hy het Jesus 3 keer verloon. So hy moes 3 keer, daai verloning moes hy amper oorheers het en gekanselleer het, om weer eens Jesus te dien. En Jesus was baie lief vir hom. Ja. Hy was baie lief vir hom. Verseker. Sure. En dit is ook om ons ook sien, wanneer ons Jesus verloon het, moet ons weer terugkom en uiteraard Jesus eintlik weer opnuut aanneem. Ons het nou al hierdie goed gehoor en ja, ek wil nou 2 vrae vra. Eerstens, die mense kom na jou toe. Wat is hulle die mees belangrikste of die mees goed waarmee hulle die meeste sukkel? En dan is daar hoop. Ja, kyk, daar's definitief hoop. As ons nou net kyk in die geestelike aspekte,
Want dan is die geestelike aspek en ons die emosionele aspek. So jy kry nou die emosionele genesing aspek ook, wat ons later dalk 'n sessie kan oor hê. As ons nou net kyk na mense wat met die geestelike aspekte kom, ek nou gister 'n persoon gekry wat vir my sê hy bou besigheid byvoorbeeld op en dan sal hy hierdie besigheid vernietig. Hy bou 'n verhouding op met die mooiste vroutjie en dan sal hy want hy's geskei ook. En dan sal hy die verhouding vernietig. En dan sal hy opsetlik dinge doen om die verhouding te vernietig. En dis nie die persoon se skuld nie. Dis nie haar skuld nie. Dis nie haar skuld dat hy op een of ander manier haar net afsny en sleg sê en daai tipe van goed. Sy doen niks dat hy haar sleg sê byvoorbeeld nie. En nou ja, gewoonlik wat ons kry is persone sê my besigheid sukkel, my huwelik sukkel, my verhouding met mense sukkel of ek is konstant in ongeluk, ek is 'n ongeluksvoël. As ons nou net die kategorie van die geestelike goed praat. Ja, okay, ek hoor wat jy sê. En dan die emosionele kant is soos wat sal jy nou gee ons net 'n voorbeeld vir emosioneel. Soos iemand sal sê ek ly aan depressie. Of ek ly aan bipolêre gemoedsversteuring of ek is gediagnoseer met skizofrenie of iets van die geaardheid. Of byvoorbeeld ek ervaar vinnig verwerping of ek sit in die donker gat en ek kan nie uitkom nie. Ek weet nie wat op aarde gaan aan met my dat ek nie kan uit hierdie gat uitkom nie. So dis maar gewoonlik so hulle gee vir jou die vrugte, maar natuurlik moet ons gaan kyk na die wortels. Ons kyk wat is dit wat die toestand veroorsaak het. Okay, dit maak sin. Is daar hoop? Daar is ongetwyfeld hoop. Ongetwyfeld. Dis die rede hoekom ons al so lank in die bediening is, want ons sien soveel oorwinnings in mense se lewens. Natuurlik moet ons besef, as jy veral deur die bevryding gedeelte gegaan het, jy het 'n verantwoordelikheid wat jy moet neem. Dis nie 'n towerstafie, daar bestaan nie towerstaffies nie. Dis 'n verantwoordelikheid wat jy neem om Jesus te dien, om lief te hê, om hom te volg, jou sondes op te gee en 'n rein lewe te lei. As 'n persoon dit doen, beteken hy sal standhoudende seëninge oor sy lewe ervaar vir die res van sy lewe. En dis wat ons baie baie gereeld sien. Ja. Hierdie was vir my net, ons mag nou nie die Engels gebruik nie. Wat is die regte Afrikaans? Mind blowing. Lewensveranderend. Nee, ek weet nie of dit maar dit is vir my. Daar's nie ek moet dit net nie direk vertaal nie. Geheueverwaaiend. Nee, asseblief moenie dit doen nie. Ons kan 'n nuwe taal begin. Baie goed. Ja. Maar ek dink dit is belangrik dat ons mense moet van hierdie goed weet en dat hulle soos ek dink jy moet jy moet so magteloos voel as jy nie weet wat om te doen mee nie. If you've done everything that you've can, and you don't know what anymore. En ek is so dankbaar dat jy bereid was om met ons te kom gesels het en hierdie goed met ons te kom deel het. Dis 'n groot voorreg. En die mense kan jou kontak by Keerpunt Berading. Netwerk, ja. Netwerk. Is dit die webtuiste nie? KBN. Ja, so mense kan ons kontak by ons kantore. Ons het 'n ontvangs waar hulle kan skakel en afsprake maak as hulle voel hulle dis in Montana. Is net aan die kant die berg van Pretoria. Die noorde kant. Ja, die noorde kant van Pretoria, ja. So hulle is baie welkom ons te kontak. Ek weet nie of ek die nommer moet gee dalk nie. Ons sal hom op die skerm plaas. Goed, so en dan kan hulle net Keerpunt Berading Netwerk opsoek. Hy's op Google ons name is selfs op Google, het ek nou eendag gesien. So dis skrikwekkend baie keer. Ja. Ek wil net baie duidelik sê, die mense moet ons nie misgis met Frans Cronje nie. Ja. Want ons het al 'n paar goed gehoor van Frans Cronje. Ek weet nie wat hy doen nie. Maar dan sê hulle, weet jy, ons hoor jy doen die en daai en die ander, dan maar jy is ons Frans Cronje. Nee, Frans Nortje. Frans Cronje, hy skilder en hy beraad deels. Ja, ek is nie seker wat hy doen nie. Maar ek weet jy of jy kan skilder. Ek kon op 'n stadium teken, maar nie meer nie. Hy's van Lam bediening. Ja, sy bedieningsnaam is Lam. Ek het eintlik nie idee wat hy doen nie. Ja, hy doen berading en hy's 'n kunstenaar. Ja. Hy het ook 'n baie mooi getuienis eintlik. En hoe die Here hom vrygemaak het van homoseksualiteit. Net 'n bietjie agtergrond het. Ja. Maar weer eens dankie en ek wil vir julle sê asseblief, as jy hierdie goed gehoor het vandag en iets het jou hartsnaar geraak, moenie dit net los nie. Kontak ons as jy nou nie sy Dr. Frans se besonderhede gekry het nie, stuur vir my e-pos, ek sal met liefde vir jou al die inligting aanstuur. En kom ons wees oorwinnaars.
Daar is hoop. Ons kan die duiwel op sy plek sit. Dit is tyd dat ons kinders van die Here opstaan en die grondgebied terugvat, wat vir soveel jare al van ons gesteel is, sodat ons kan sterk staan om ander stile te gaan bereik wat verlore is. Ja. So tot 'n volgende keer en dankie dat julle na ons kyk. Ons is baie lief vir julle. Totsiens. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.